ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 311. Ek is professor Hannes Redinghuis van die Eerste Gemeente van Yafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, miskien die mens, siel, gees en liggaam, graf, doodryk, hel of hemel. Baie nodige boek. Want baie mense is oningelig. Wat gebeur met my as ek doodgaan? Ons bestaan uit 'n siel, gees en liggaam. Waar sit wat en hoe funksioneer wat? En dan wat het in die tuin van Eden gebeur? Wat het met Noag gebeur? Daar is baie inligting daarso. Dis so dik, al 5 boeke, so oor die 500 bladsye. En ek het 13 jaar aan hom gewerk. So die inligting daar is skokkend met 'n vol bibliografie. Sou jy belangstel? Kontak ons by ons WhatsApp nommer 0722 367 124 of gaan na my webtuiste https://yafashua.co.za. Ek wil ook nie nalat net om te noem nie dat ek het 'n promosie. Sou jy enige 3 van my boeke koop, kry 'n 4de een gratis. En dis posgeld ingesluit van Postnet tot Postnet in Suid-Afrika en natuurlik ook vir ons Namibiërs. Daar's ook die pakket met die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam version, iemand verband is in die wêreld, waarvan ek 'n klompie het, saam met enige een van my boeke in 'n pakketvorm, posgeld ingesluit in Suid-Afrika. So u my maar net kontak vir die pryse. As dit dalk die eerste keer is dat u kyk of luister na die reeks is verskriklik welkom, maar is uiters belangrik dat u by deel 1 moet begin, anders gaan jy nooit alles weet nie. So ek uitdruk noodsaaklik dat u inteken op die YouTube kanaal, stuur die kontak vir die vriende en die kennisse, almal vir wie jy lief is, dis lewensveranderend, skryfblok en pen, is uiters noodsaaklik. Hoekom? Want ons is besig met 'n Bybelstudie. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, ons wil vanmôre vir u in die begin van hierdie nuwe week sê baie dankie vir die voorreg wat ons gehad het om die naweek die kans te kry om ook die bo-natuurlike geopenbaarde saad te saai in lewens van mense. Ek wil bid soos wat die apostels uitroep, laat dit saad dra, vrug dra, 30, 60 en 100voudig. Seën ons elkeen, Vader, om te doen wat ons hand vind om te doen. Seën die woord vanmôre, maak dit lewend in ons midde, manifesteer deur die woord in ons lewens. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Yafashua, elke Jaffa sê halleluja, halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat hierdie studie vanmôre vir die week tot 'n groot seën gaan wees. Halleluja. Ons is besig met die boek Spreuke, hoofstuk 18, Spreuke 18 vers 12. Hy sê voor die verbreeking, kyk my vingers, van sonde voor wedergeboorte. So met ander woorde, voor die verbreeking van sonde en voor wedergeboorte is die mens se hart of sy sielsdimensie hoogmoedig. Hulle dink meer van hulle self as wat hulle veronderstel is. Hulle stel hulle aan oor iets terwyl hulle niks het nie. En dis maar die manier van die mens, né? Maar nederigheid gaan aan die eer, ek my ving, sagmoedigheid. Maar nederigheid gaan aan die eer of sagmoedigheid vooraf. Nou sê ek die res, wanneer iemand wedergebore word, so, nederigheid kom na wedergeboorte. Ekskuus tog, na bekering. Na bekering kom die wedergeboorte, waar die persoon geonderdompel word, in die naam van Yafashua tot vergewing van sy sonde of haar sondes, en dan is die ou mens van sonde begrawe, en dan blom daai persoon net. Hoekom? Want hy sleep nie meer 'n sak van sondes en verlede, goed wat in die verlede gebeur het saam nie. Apostel Paulus sê, kyk, alles het nuut geword. Alles is splinter nuut, halleluja. En dit gebeur in sagmoedigheid.
Dis altyd wonderlik hoe die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees werk in sagmoedigheid. Die woord sê ons dat 'n sagte woord keer die grimmigheid af. Sagte woord keer die grimmigheid af. Dis nodig dat ons as Jafiste moet luister na die Ruach stem. Partykeer dan praat hy direk met ons. Deur ons sielsdimensies. Partykeer wil ons as mens wil ons vergeld. Die Engelse woord is vir my eintlik baie mooier. Hy sê retaliate. Met ander woorde, ons wil onmiddellik tot aksie oorgaan. En dit het laasweek met my persoonlik gebeur. Waar die woord dan kom, die Ruach kom en hy sê, wees stil en aanskou die wonders wat ek vir jou doen. Wees net stil en kyk wat ek vir jou wil doen. Sit net stil, moenie vorentoe storm nie. Wees stil. Jy weet, dis baie keer in ons natuur, vernaam die mans en die vrouens wat geleer het om te veg vir oorlewering. Wat moes veg vir elke ding wat hulle in die lewe bymekaar gemaak het. Veg vir elke ding wat hulle in die lewe bereik het. Alhoewel die woord sê ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Ons is in 'n geveg met die Satan en sy demoniese magte. Satan met 'n klein s, né? En sy demoniese magte, sy gevalle engele, al die tyd hierso. Maar die oorwinning is reeds behaal deur Jafashua aan die kruishout van Golgotha. Maar baie keer het ek en u 'n baie vinnige himeer of 'n persoonlikheid. Of kom ek sê ek praat van myself. En die goed sukkel 'n mens vandag nog om, ek wil amper sê, onder die bloed van Jafashua in te kry. Hoekom? Want in die lewe waarin ek en u leef vandag, gebeur dat daar stampe en stote is. En dis wanneer hierdie stampe en stote onnodig na ons toe kom, wat jy op jou agtervoete wil spring en sê, hey man, verstaan nie wat ek sê? En ek is so bly vir die Ruach stem, dat ek hom kan hoor. Kan u hom hoor? Hy sê, wees stil en aanskou die wonders wat ek vir jou doen. Staan net bietjie terug. Ontspan net, haal net diep asem. My pa het altyd gesê, jy moet net bietjie meer asemhaal. Staan stil en haal diep asem. En dit het 'n effek. Dit het 'n goeie effek ook in ons geestelike lewens. Ons sê koning Salomo hierso, die hart van die hoogmoediging, maar hy wil domineer, die hoogmoedige wil domineer, hy wil oorheers. Maar as daai persoon tot bekering kom, dan verander Jaffa deur die genadebloed van Jafashua, daai dominante persoonlikheid in nederigheid. En dis iets waaraan ek en u moet werk elke dag. Waar ons moet sê, Vader Jaffa en Jafashua, meer van u en minder van myself. En nou praat ek nie ons het groot koppe en al die goed nie, nee, maar dat ons stil wees. Nou ek kan onthou, in die kerke vroeër jare het ons 'n gesegde gehad, jy moet stil wees en op die Here wag. Daar het ons van die Here gepraat. Ons moet op die Here wag. En een dag was my pa in een van my dienste toe ek 'n jong pastoor was. En waar ek toe preek en die kerk goed preek ook, maar soos, julle moet stil wees en op die Here wag. En na die diens toe kom my pa na my toe, hy sê, seun, weet jy het vandag 'n klomp snert gepreek. Ek sê, hoekom pa? Hy sê, hoe kan jy vir die mense sê, hulle moet op die Here wag? Ek sê, wel, daar is 'n skrif wat sê, hulle wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op soos met vleuels van arende, hulle harte word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Hy sê, dis 'n lied, dis 'n psalm, dis 'n lied. Hy sê, maar as jy gaan sit en dink, het jy nie nodig om op die Here te wag nie, of in ons tyd, Jafashua nie. Ek sê, hoekom nie? Hy sê, want hy 2000 jaar gelede reeds die prys betaal. Hy wag vir jou.
Jy het nie nodig om vir hom te wag nie. Hy het alles gedoen wat hy moes gedoen het. Dit het hy klaar gedoen. Hy wag vir die sondaar om in te kom. En die oomblik as jy nie meer sondaar is nie, as jy bruid geword het, dan wag hy vir jou om meer te groei in die Ruach HaKodesh. Dag vir dag meer te groei in die geestelike volwassenheid. Halleluja. Wat 'n diep boodskap vanmôre. Ons het nie nodig om te wag nie. Die wagtydperk is verby, 2000 jaar gelede. Inteendeel sê die skrif, almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe. En ek sê julle rus gee. Jy moet honger en dors het, kom kry vandag. In hierdie tyd wat ons lewe, 2025, is daar niks vir niks nie. En 'n bietjie vir 'n tikkie. So as Yahweh sê, kom kry gratis, laat ons gaan. En vir 'n sondaar is dit 'n goeie woord om te hê. Daar's iets wat jy gratis kan kry, maar wat in werklikheid lyk of dit gratis is, maar dit het 'n massiewe prys gekos. Dit het Yahweh se lewe gekos. Vir ons is dit gratis. Hy sê, my seun, my dogter, gee my jou hart. Nie my hart, nie my sielsdimensie. In teenoor wil ek sê, hy sê, my seun, my dogter, gee my jou lewe. Gee my jou alles. Ja, ek verstaan as die skrywer sê, gee my jou hart, want as hy die hart het, het hy alles, want dis die pompstasie van ons lewe. Kom ek lees die skrifgedeelte weer, wat hier so 1 of 2 goedjies wat ek net wil aanraak. Hy sê, voor die verbreking van die sonde voor wedergeboorte, is die mense hart of sielste mensie hoogmoedig, maar nederigheid gaan aan die eer, dis die sagmoedige vooraf. Nou sê ek hier so, wanneer iemand wedergebore word, verdwyn die grootheidswaan. Daai van ek is, I am, I, me and myself. Dis die beste 3 ouens daai. I, me and myself. Dit noem ons 'n grootheidswaan. Daar's niemand soos jy nie, daar's niemand soos ek nie, en ons is die beste en nee, dit is nie so nie. Apostel Paulus sê, ons is niks deur sonder sy genade nie. Ons is niks uit onsself nie. Ons kan niks uit onsself bereik nie. Wat ons is genade op genade op genade. En ek is so bly ons lewe in die 7de gemeente van Laodicense, die genade tydperk. Wat sê Micha 7 vers 8? Want hy koppel uitlik aan die 7de gemeente. Dis 'n Ou Testamentiese skrif. Hy sê, al het ek geval, come on, wat sê hy? Ek staan weer op. Jaffa het behaan 'n man en 'n vrou, as hulle fout gemaak het, wat kan opstaan en sê, sorry, ek het 'n fout gemaak, maar watch my nou. Verstaan jy wat ek sê? En dis wat Jaffa van ons wil hê. As dit gebeur dat ons struikel, dan is ons nie daar om te bly lê nie. Dis nie waar ons wil bly lê nie. Die woord sê, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe. Al was jou sonde soos skarlaat en is 'n wit word soos wol, al was dit rooi soos purper en word soos sneeu. Dit, my vriend, gee my nie die reg om aanhoudend. Dis nie 'n vrypas om aanhoudend te mag sondig nie. En dis waarvoor hy, dis Yahweh, aan die regterhand van die Vader sit, sou ek net dalk 'n foutjie maak, of 'n foutjie maak, dan tree hy onmiddellik by Vader Jahweh in. En verhoed laat ons name uit die boek van die ewige lewe verwyder word. Halleluja. Wat 'n verlosser. Daar is nie nog so 'n verlosser nie. Wat ons kanse op kanse op kanse gee nie. Kom ons wees nederig in hierdie dag. En ons sê, Vader, hierdie is die begin van die week. Laat hierdie woord in my gees inval, in my persoon, gees met dit klein G. Die Ruach HaKodesh, die hoofletter G, hy werk deur ons. Hy oortuig aangaande sonde en ongeregtigheid en hy leer ons in alle waarheid. Maar ek wil vandag my persoonlike gees, my persoonlikheid onderwerp aan die gesindheid en die krag en die heerlikheid van Yahweh. Hy sê, maar nederigheid gaan aan die eer, die sagmoedigheid vooraf. Wanneer iemand wedergebore word, verdwyn die grootsheid waan in die teenwoordigheid
van die bo-natuurlike genade bloed van Yahweh. Halleluja, halleluja, halleluja. Dankie vir u genadebloed. U bo-natuurlike genadebloed. Weet jy wat, dit kan nie nagemaak word nie. Vandag wil mense, kan hulle omtrent elke ding namaak. Hulle kan omtrent alles in plasties maak. Maar jy kan nie die bo-natuurlike genadebloed van Yahweh namaak nie. Dit is 'n persoonlike ondervinding. Dit is 'n persoonlike ondervinding wat binne in my gebeur, in my sielsdimensie. Hy sê dan was wanneer iemand wedergebore word, verdwyn die grootshuiswaan in die teenwoordigheid van die bo-natuurlike genadebloed van Yahweh en word hierdie persoon geheel en al anders sagmoedig. Dit is 'n wonderwerk wat die genadebloed kan vermag. So kom ons begin hierdie week met die wete, ons is tot alles in staat deur Yahweh wat ons krag gee. Nie uit ons eie krag of mag nie, maar dat hier vir ons genade is, genade op genade. Kom ons wees vir hierdie dag die beste Jahwiste wat ons kan wees. Kom ons saai die saad en verwag 'n oes. Moenie saad, geen boer saai net 'n klomp saad nie. Hy spandeer 'n hele maand op die trekkers, net somme nie. As hy daai saad in die grond insit, is daar 'n verwagting vir 'n oes. So kom ons doen dit. Tot môreoggend as Vader wil. Maranatha. Yahweh kom weer. Halleluja.